Weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Julle, ons praat nou met Anet Botha, ons nuwe meteoroloog. Anet, welkom hierso. Vertel my 'n bietjie van die seisonale weervoorspelling. Is hierdie somer, omdat dit so nat was hierdie somer, hoe vergelyk dit met vorige jare? Yes, Salonia, dit was 'n definitief 'n somer van uiters gewees en ons het gekyk na die persentasie van reënval wat geval het die somer teenoor die langtermyn. En eintlik in dele van die Hoëveld was dit bietjie meer gemiddeld en ondergemiddeld as ons kyk na die data, maar dit was uiters nat in die Laagveld en die Kruger Nasionale Park. Ons weet dit was veral in Januarie, die vloede wat daar voorgekom het. In Hoedspruit alleen het daar 530 mm geval, omtrent net in 2 weke. So dit is ongelooflike reën. As jy kyk na die data kan jy sien, hy staan uit bo al die jare terug tot en met van 79 af. So dis regtig 'n nat jaar gewees. En die teenoorgestelde in die weste word dit nou weer baie warm was, veral in Maart. Natuurlik, en daar was baie minder reën in die Kaap. Sê my, is dit so erg soos die 2018 Day-Zero droogte? Nie eintlik nie, ons is nie op daai krisis op die oomblik nie. En as ons kyk na die damvlakke, op die oomblik staan die Wes-Kaapse damme so op 42% vol. En as jy dit nou vergelyk tussen die 2018 amper Day-Zero voor die winter, was die damme 21% vol. Maar na die winter het die damme ongelooflik vinnig herstel. So dit wil net vir ons sê, ons kort het 'n goeie winter en ons damme gaan herstel. Anet, waarvoor staan ENSO en hoe affekteer dit ons weervoorspelling vorentoe? Siri, jy wetenskaplikes met hulle groot woorde. Ja. ENSO is eintlik maar net die El Niño Southern Oscillation. Ons kyk na die seevlaktemperature in die Stille Oseaan en dan gewoonlik as dit warmer is dit 'n El Niño, as dit koeler is dit 'n La Niña. Warmer toestande beteken gewoonlik dit is dan ook warmer en droër in die sentrale en die ooste van Suid-Afrika en dan koeler toestande 'n La Niña beteken dit nou weer dit gaan natter wees in die somer in die sentrale en ooste en ek wil klem lê daarop, maar daar's geen korrelasie in die weste nie. So dit is eintlik maar net wat dit beteken as jy na die woord kyk. Dit is so interessant. En sê vir my, wat voorspel jy vir hierdie winter? 'n Pelsjas, paadjie of 'n ligte truitjie winter? Gaan ons kyk kry. Ja, kyk, as ons na die ENSO kyk, is ons nou besig om van neutraal na 'n super El Niño te beweeg. Maar vir die winter beteken dit nie veel nie. So ons het nou na die seisonale voorspellings gekyk van die Suid-Afrikaanse Weerdiens en die Universiteit van Pretoria. En hulle verskil wêrelde. Ons kan sien op die kaart daar in die Wes-Kaap en ons beweeg nou in die winter in. Lyk dit maar vir die Weerdiens gaan dit droër wees, maar die universiteit sê dit gaan natter wees. So in 'n manier kan ons nie regtig die voorspellings nou vertrou nie en hulle sukkel maar hierdie tyd van die jaar. So die seisoen kan ons eintlik maar nog verras, Salonia. So ek dink dit gaan 'n goeie winter wees. Julle, dit was Anet Botha.